Goeienaand weer eens aan die St. Helena Baai gemeenskap, St. Helena Baai ondersteuners, die Weskus en Boland Rugby. Vanaand is ons weer terug met ons program, The Legends Lockerdroom. Ons kuier vanaand hier uit die kliphuis van die Albatrosse. Vanaand kuier ons met 'n groot legende van die rugbyklub van St. Helena Baai. Vanaand gesels ons met meneer Solomon Duiker, alipad daar uit Namibië, kom kuier op die Weskus. Baie welkom by die program. Baie dankie Johan, dit is 'n voorreg. So ek vra altyd vir die manne, waar kom die naam, van ons ken jy as Solly Duiker, so waar kom die naam Solly vanaf? Ja, Solly is eintlik die verkorte weergawe van Solomon, so in die hele sportwêreld, administrateurswêreld, word van my gepraat as Solly Duiker. Ja. En sê gou vir ons, so ons gaan maar vir die program, gaan ons maar sê Solly. 100%. Solly Duiker. Waar het rugby begin vir Solly Duiker? Ja, ek het die voorreg gehad om my laerskoolloopbaan op Panorama Vredenburg. Okay. Van graad 1 tot graad 6. En daar het ek by rugbyloopbaan begin rugby speel. Ja. En daarna is ek Western toe. Maar u was van Langwell, by Panorama skool gegaan. Yes, So my ma is met die connectie. Ja, my ma woon in Langwell. Okay. My ouma woon in Vredenburg. Okay. Ek is 'n ouma kind, so ek het by my ouma gegaan. So ek het toe ek hoërskool toe gaan, Yes. terug Langwell toe gekom. Okay. Ja, so ek het het Panorama skool gegaan, daar rugby geleer en daarvan na Western toe. Yes. En op skool het jy ook rugby gespeel? Ek het rugby gespeel van graad 1 af tot graad 6 toe. Okay. En toe hoërskool toe van graad 7 af tot graad 12 toe. Yes. Ja. En wat was die gunsteling posisie geweest? Ek het op laerskool het ek vooruit gespeel, ek was haker geweest. En hoërskool, college daar, toe ek teruggeskuif van die haker af, het ek flank toegeskuif, 7 flank. Ek het 7 flank my lewe lank gespeel. Yes. 7 flank is 'n groot nommer. En as 'n mens byvoorbeeld kyk na 'n internasionale speler in Ida, vir wie het u bewonder? Nee, natuurlik, ek is 'n groot All Black. Yes. Ja, ek is hier so drie baie moet jy All Black wees. So my ster was altyd die kaptein. Ja. Even by die Springbokke ook het ek ou soos Rob Lou. Yes. Was iemand wat ek kan opgesit, Jan Boland Kutsie. Ja. Was eystermanne gewees. Yes. Wal Bartner was nou 6 flank gewees, maar ek hou van sy tipe. Maar hy was ook 'n gunsteling gewees. Ja, hy was 'n 6 flank gewees. En het natuurlik na die skool en die universiteit wanneer u toe begin vir St. Helena by rugby speel? Ek het 1977 terwyl ek op Western was, of soos hy tyd bekend was, Vredenburg Hoërskool, het ek in die derde span beginne by St. Helena Baai Rugby Club. Die veld was tot onder die see gewees. Ja. Voor hy op en af toegeskuif het na bo, na by die Mopgat. Ja, by die Mopgat. Ja, so hier by die see, dis nou waar daar by die bungalows. By die bungalows, ja. Okay. Dis mos waar die rugby begin het ook. Ja. Swallows, ou Swallows. Yes. Waar hy begin het. En toe skuif hulle af, toe skuif ons af so intoe, ja. Ja. En daai veld was natuurlik 'n baie populêre veld vir ons was hy baie populêr geweest. Ja. Jy weet, St. Helena Baai Rugby Club bestaan as volg van sy gemeenskap. Jy het goeie ouens gehad soos was dit 'n supporter, 2 groot supporters gehad. Ek het nou gesien met Katrina daar so. Ja. Dan het ons 'n befaamde lynregter gehad, Dolf. Ek kan nog mooi onthou, ons speel veldrif, speel ons daar so op die veld. Ons loop 3-5, loop ons voor. Ja. 3 minute speeltyd oor. Man breek deur, pas die bal vir Boetlou. Hy het hardloop gedruk. Steek om 20 die vlag op en uitgetrap. Toe hulle die opklote, was het hy hem gewen. So die lineman en die gemeenskap. Ja, kyk, daar was 'n sekretary wat hier vir ons deurgekom. Ja. En daar was ook groot rugbybeamptes in die klippe. Vreeslik. As jy kyk, St. Helena Rugby Club was bevoorreg gewees om ouens soos om George Lou, om Thuis Williams, George Williams, Thuis Williams, ons tesourier,
Dit was manne wat sterk was en dan het jy ouens gehad soos meneer Kloete. Ja. Dis ouens wat ook sy kant gebring het, alhoewel hy as administrateur by Wes-Boland betrokke was, by Plotten betrokke was, het hy sterk insig gehad en het hy redelik sterk voor Yes. op klipvlak ook vir ons gelei. Ja. So ons het redelik sterk administrateurs gehad. Ja. En sê u toe ook streekvlak het u ook rugby gespeel? Ja, ek het Wes-Boland was ek bevoorreg gewees om te speel terwyl ek nog hier was. Ek het 1988 het ek verhuis Namibië toe. Ek het onmiddellik in die Nandro span daar ingestap. Ek die eerste jaar het ek vir Nandro gespeel daar so. Ook as 'n flank? Ook as 'n flank, selfde 7 flank het ek daar gespeel. En dan was ek toe ek aan die ander kant toe gaan het ek vir Dolphins op swak op kontra, alhoewel ek Dolphins gebly het, het ek vir Dolphins rugby gespeel. Omdat Dolphins was die enigste nie rassige rugbyklub teen die kus gewees. En Dolphins Bay was Kudus, daar was Tigers gewees, hulle het almal federasie gespeel. En omdat ek van 'n Saro klip afkom, Sint-Helena Bay rugbyklub, het ek liewer daai 30 km elke dag in en uit gery en het ek vir Dolphins gespeel. Okay. So jy het vir Nandro kom speel en ek weet hy span het ook teen WP Platteland. Ja, ons het 89 het ons in Vredenburg het ons teen WP Platteland gespeel, so ek het teen my eie pelle, hulle Krooi hulle, Bert hulle, al die manne, Gerald Carolus hulle, het ek gespeel op Kamfers. Al die manne het ek toe teen gespeel, maar het was lekker. Na die game het ons weer as manne die plat geskit en lekker gekuier. Ja. En toe derde span begin by Sint-Helena Bay en het seker jy pad opgewerk na ek was toe ek graad 9 kom, stad het 9 kom, toe het ek al A-span gespeel vir Sint-Helena Bay. Ek was bevoorreg gewees om saam met Mala hulle te speel, op Bles hulle te speel, Mafo. Ek hoor hy was groot eisters. Vir alles ons teen Bekendberg gespeel het, Bekendberg was ouens wat groot statuur gewees. Ek kan nou ouens soos Windies kon skouderskiep saam met hy manne. Ek was maar aan die klein kant gewees. Maar ons het hulle 'n ding of 2 gewys. En dit was en dan het ons, soos ek gesê het ons oukies gehad op Harry Stadium, het ons in die Wes-Boland Liga, het ons 'n skole liga gehad. Ouens soos Ivan hulle, Leston hulle, en die Harry Gouden Haven hulle daardeur gekom het. Elke Saterdag as ons gespeel het hulle ook gespeel. En later het ek saam met daardie manne ook in die eerste span uitgedraf. Ivan was een van ons top skrimskakels gewees. Leston, hy was eister. Loskakel, hy was eister gewees. En ouens praat bijvoorbeeld van Omala wat groot skopvoet gehad het. Ja, nee. Daar was so 'n pel gewees, hy in West Point gebly. As hy geskree het, "Voela Mala, voela!" As koppelaar hy bal van ons 22 af, na Possie vir tussen die paas. Nee, Mala het 'n skopvoet. Ja, was baie kere wat hy vir ons deurgekom het. Okay. En dan het ouens ook genoem soos Les was 'n goeie senter gewees. Hy was op 'n stadion gewees. Les en Patrick langs mekaar. Patrick en Mafo, Les se broer langs mekaar. Twee broers het langs mekaar gespeel. So jy kon hy kombinasie, enige kombinasie kon jy gespeel het. Selfs ou soos Cookies, hy loskakel senter. Jy kon op enige plek speel. Ja. En Jannie met op die vleuel, dat was wat blits. Jannie Schippers was wat blits. En die spanne teen, en ek neem aan, dis die Saru daar, en julle het teen spanne gespeel soos Louwenians, denk ek? Of course, ja. Saldanha Marines, Velderhof. Yes. Staps van Darling. Giftig gespeel. Hy man was vinnig kort en bonkig. Jy moes 'n keer geken het. En as meeste nou kyk na daai spanne byvoorbeeld, wie sou jy sê wie was van daai geharde klubs teen wie julle gespeel het? Saldanha Marines Velderhof. Louwenians, yes, jy kon Louwenians nooit afskryf. Hierdie week het jy hom maklik gewen. 2 weke later dat die klip gekou vir alle Vredenburg, een klippe gekou. En daar het jy groot name soos Balla en Vissie, Everal, Jones Mentor, Neville Taylor. Hy sentertjie, kyk as hy sy skouersplat getrek het, dan moes jy ook keer geken het. Maar Saldanha Marines, groot span, Saldanha Marines, dis hy.
En dan het jy ou gehad soos Bert, heel agter Kelvin Vragel. Dan het jy gehad vir op die 7 flank met David Coetzee. Dan het jy gehad op die 6 flank en so kort, wat altyd gesê soos 'n rubberbom. Die tackle was hy val net as per weer op. Maar dit was goeie rugby. En Self Velder. Dis in die Sangat. Ja, dit was in die Sangat geweest. Velder het jy nou natuurlik vir meneer Burgie gehad in die vooruit. En 2 onderwysers het hy daar die vooruit gehad. Sny het alle 2 was die stitte geweest. En dan met Gerald Carolis tussen hulle 2. Dit was 'n harde kombinasie geweest. Maar dan het jy ook ouens gehad soos Keith Goldsmith, daai manne. Daarom sê ek met meneer Blou ook in die agterlyn op senter. Dit was goeie persone en dan ook Annelie Smit op die slot, Sekka Smit op die slot geweest. So gesonde rugby. Yes. En meeste het byvoorbeeld nou 7 flank gespeel. En wie was een van die moeilike teenstanders teen wie meeste gespeel het? Ou soos Bon. Bon was 'n eister geweest. Hy wil gekeer wees dan ook ou soos Gerald het soms het nie elke speel het hy flank gespeel en dan was daar ook Colin Stevens. Yes. Van wie hy gespeel? Hy het ook vir Saldanha gespeel. Yes, hy het ook vir Saldanha gespeel. Maar Bon kon 'n verdediging kyk Bon was 'n factor. Hy kon 'n wedstryd op sy kop dry. Hy kon 'n wedstryd op sy kop. Selfs iemand by Platteland ook. Hy kon 'n wedstryd op sy kop dry. Hy kon op maak of breek. Yes. As ek kyk na die St. Helena by span waarin hy gespeel het. Het vir jy groot indruk gemaak in hy span. Wat altyd in sê 'n normale tyd waar hy gespeel het, maar ook saam met Ivan en Lester in hulle tyd. Mala was een van die ouens wat altyd in die middel was om 'n span bymekaar te hou. Soos ek gesê het, as 'n Levi het bestaan hoofsaaklik uit vissermanne en fabriekwerkers. Ons weet, die manne gaan Sondag see toe, dan kom hy Vrydag eers van die see af. Saterdag speel ons wedstryd. Hy het dit geoefen nie. Maar daar was van die ouens gewees, ou Derek Smit daai ouens het hulle kant gebring. Jy sou nie agterkom dat hy manne was hierdie week op die oefenland gewees het. Gelyk hy maar dat heel week geoefen. Ek was een van die top firste ouens en ek het gesukkel met hy manne by toe. Ek dink seker sy net trek wat dit gedoen het, wat hulle het op die boot. Dan het hy natuurlik 'n ou gehad soos Patrick in die middelveld. Jy het 'n ou gehad soos Ivan Seputa. Hy was 'n stil ou, het nie gepraat nie, maar hy het sy ding gedoen. En dan het hy natuurlik dan het jy ou gehad soos Blesbok. Dis ouens wat nie praat nie. Hy speel en met sy manier van spel lei hy die span. Maar sê ook baie van daardie ouens het byvoorbeeld uit Doringbaai se wêreld gekom. Ek het hulle almal Fanie, hulle ander Fanie het ook skrap gespeel. Het is allemaal Doringbaaiers. Bles, hulle is Doringbaaiers. Patrick is Doringbaaiers. Koekies is 'n Doringbaier geweest. So die rugby was gesond wat daardie kant gespeel was. So ons was bevoorreg geweest om goeie kwaliteit ouens van daardie kant af te kry. En dit het eintlik, die manne was die kern vir al agterlands en later aangevul geweest deur ouens soos Charles Koopman, Ivan, Liston, Williams Knappie, oorlede Brandon. Dis manne wat agterna gekom het en dan moet nie vergeet ons eie blits nie, Abdul. Renlapdol. Jy kon altyd op sy knopie gaan. En hy het ook Platteland gespeel. Hy het Platteland ook gespeel. Die manne wat Platteland ook gespeel het. En meeste was ook self kaptein van die span. As meeste kyk na al die kapteins onder wie hy gespeel het, wie sou sê was daai uitstaande kaptein gewees? Vir my was Patrick was een van die ouens, Mala, even dan Flashton was een van, op nummer 8, het nie baie gepraat nie, maar hy, as ons kop op die grond gaan het, en sê boys, kom ons kyk die man in die oë, dis wat ons weer voorraad. So dis ouens wat regtig deur hulle manier van spel gelei het. Daarom by St. Leonard, daar was die groot praters gewees.
Die manne die praat weer daar. Die game met die praat weer gedoen. As dit gelyk het, daar's 'n ou of alles ons Veldrif gespeel het of ons het 'n ou gespeel teen Saldanha Marines, dan was hy ou wat ons moet sag gemaak. Ja. So hom as sê, sy doen nie weer kry nie. Yes. Vat hulle aan, skielik kan jy hom straf, slang ons die game weer. As meeste na een wedstryd moet kyk of een van die beste wedstryde wat julle ooit gewen het, wat 'n game was dit? Kliphard. Saldanha Marines. Hier getrek. Saldanha Marines, St Helena Bay. Op St Helena Bay. Op St Helena Bay. Op St Helena Bay. Ja. 2 weke voor dit is die wedstryd afgeblaas, maar het mekaar hard gevat. Kijk, as hy 2 spanne gespeel het, daar's no mercy. Ja. No mercy. En om George het saam met ons na die week kyk, ons was nie bevoorreg met so 'n mooi locker room in te sit. Ons het 'n blik ook gehad. En in die blik ook was hard gepraat geweest. En as hy vir ons gesê geweest, manne, is Saldanha. En dis hoekom ek graag hierdie week Saldanha wou gekyk het. Ja, groot Want dit het vir my dieselfde memories weer teruggebring. Want as daardie 2 spanne teen mekaar speel, daar word niks teruggehou nie. Daar word niks teruggehou nie. Poland moet net die beste skeiersrechter stuur, sodat rugby op die veld gespeel kan. Ja. Meeste as jy kyk na een van die slegste nederlaag wat St Helena Bay ooit gelei het. Wat 'n wedstryd was dit gewees? As meeste kan onthou. Piketberg. Ons speel Piketberg. Al die vissermanne is seetoes, Eastwood. Ja. Alle visse, alle bote. Alle bote is uit. Nou sit jy met 'n baie ligte pakkie. Jy het ouens soos Mee, Martin Kloete, op Slot. Ons het Tapijt, Soliteiker, Knapie, Ivan en Leston, 'n skakelpaar. En dan Charles, hulle ander broer, op die center, op die 12 center. Mala heel agter, Mala is die enigste ou wat in was. So verder was al die manne, groot manne van ons, was seetoe gewees. En soos ons weet, ek sê nog bekend oor Citrusdal, het hy boere, het was veilgitter gewees. Ja. Kyk, hulle het veel gepleit. En nou is die mannetjies as lig, is ouens wat skool gaan, of is ouens wat nog studeer, en onderwysers wat, of Knapie het nog gestudeer, Ivan het school gegaan, Leston het school gegaan. Maar, op een of ander dag het ons net vir mekaar gesê, ouens, next time. Ek was die kaptein die dag van die span ook gewees. Dus ek het ouens next time. Was jy ons dag gewees nie? Ja. En dan 'n ander ene was ook 'n paasnaweek toe ons Kalk by Marines gespeel het. Alle vissermanne ook weg vir die Easter tournament. Veldrif, hulle Easter Monday, hulle wen Veldrif groot. Hulle wen vir Saldanha groot. Nou is ons die laaste span voor hulle terug Kaap toe gaan. Ja. En ek het nog iets uit met hulle huis toe ook van die college af. Toe sê ek net vir die boys, die ou kom tos, hulle kry vir my daar by om George huis. George is die kaptein, tos. Hy sê, nee, tos nie met leities nie. Roep my teammanager, laat hy saam met jou kom tos, hy is vir die teammanager. Ja. Kyk hom so, ek stap weg van hom George af, ek sê vir hom George, dis niks. Ons gaat op die veld weer. Nou draf ons op, hulle sien die jong spannetjie wat hier so is, Charles Koppen het daar die dag skram afgespeel. Ons wen hulle 32-12. Ja. Hulle kon dit nie glo nie. Ja. So, want as hulle gesak het, het hulle ons geslaan. Ouens, kom ons hou die bol lig. Kom ons hou net, ons doen die lijn staan nie, ons laat die bol week, want hulle het die spoed nie, ons het die wereldse spoed achter. Ja. Ek dink Boy het seker 4 of 5 3 daar die dag gedruk. Ja. Maar dit was van die games sonder ons groot name, wat ons 1 verloor het en 1 deurgetrek. Ja. In die span, meeste is daar mos ook maar altyd, wanneer het so tens is in die kleedkamer, dan is jy altyd 'n grapmaker, onderin. Ja, nee. Die man sal altyd kom en dan word 'n grap gemaak en gelag. En wie was die grapmaker? Hy was om gas. Kijk, om gas het 'n manier gehad om iets te sê, dat allemaal lag, maak nie saak waar hy was. En selfs op die veld. Kijk, om gas was soos 'n tol. Ja. Hy het soms eers van die game het getol. So ons sal om gas vir dit onthou. Ja, nee. En in die span, meeste in julle tyd, kry jy mos maar altyd 'n ou,
as daar speel nog in die kleedkamer, dan sal hy nog voor die speelhoek staan. Ja, maar ja. alles moet netjies wees, alles moet op sy plek wees. Wie was hy speler? Hy was 'n Jasper gewees. Jasper was 'n netjiese man gewees. Hy het geglo en dan natuurlik Charles Williams. Ja, ja. Nou kyk daai man, sy broekie moet in sy nate sy trui moet reg sit. Ja. Dis manne, daarom jy sal as jy vir Charles Williams nou nog kry, sal jy sien. Daai man agter mekaar netjies. Hy man loop, alles moet in lyn in wees. Ja. Maar dis wat ons leer. 'n rugby speler moet sy sokkies moet bo wees en sy trui moet ingetak wees. Ja. So maak saak waar jy speel. Yes, maak seker dat jy sokkies bo is en jy trui is binne in jou broekie. En die klub het ook wanneer hulle gespeel het die manne altyd by mekaar gekom voor die game of na die game. En daar was so 'n aanmoedigingsliedjie. Wat die klub, wat is daai aanmoedigingsliedjie van julle tyd? Sint Helena by, hy word nou nog gesing. Ja. Kyk, daai liedjie kom van geslagte. En hy word deur generasies word hy aangedra. Yes, en dis een van die goed wat ek trots is om deel te wees van hierdie klub. Is dat die Here was altyd in die kleedkamer. Ja. Sonder hom het ons nêrens gegaan. Yes. Of ons op 'n bus geklim het en eers moes gery het, die Here was altyd saam met ons. Ons het hom altyd by ons gehad en in die kleedkamer ook voor en nadat ons gespeel het, wen of verloor, ons het dankie gesê. Ja. En dit is van die goed wat ons van generasie na generasie moet oordra. Jy kan nie op jou eie staat maak nie, en jy moet op die genade van die Here en die talent wat hy jou gegee het, om hierdie goed te kan uitleef. Moet jy altyd voor dankbaar wees. Yes. En jy kan sien baie groot name uit Sint Helena Rugby Club uitgekom. Ja. Baie ouens soos byvoorbeeld, ek dink byvoorbeeld aan ouetjies soos Keith Mkasa broertjie. Ja. Kyk, hy was nog op net graad 8, graad 9 goede gewees. Dan het hy man het as 12 center hy het sy kant gebring. Selfs sy broer Sakkie ook. Dis ouens, daarom sê ek, hulle baie toe groot ouens wat statuur gehad het, maar het groot harte gehad. 'n groot harte gehad getekkel. Yes. Ja. En dan kom die vraag, watter rol speel klub rugby? Sint Helena by klub rugby in hierdie gemeenskap? Ja. Sint Helena by as maak nie saak waar ons speel nie. Ek beskou Sint Helena Rugby Club nog steeds as 'n gemeenskapsklub. Jy sien wanneer ons gespeel het alles tot stilstand in Langwell gekom. Ja. Almal was daar, soos ek gesê het, in ons tyd, het ons van onder 45 kilogram af gespeel. Die rugby het 8 uur in die oggend beginne, so die ouers het hulle kinders kom kyk. Ja. So as hulle kinders klaar gespeel het die CS-span beginne speel. Dan kyk hulle verder Sint Helena by. En dit is eintlik wat ons ingeskerp het in hierdie gemeenskap. Ja. Dat sport is 'n tool tot hoër dinge. Yes. En dat ons mense van die kwaad weghou. Daarom in daardie tyd, daar was seker ouetjies wat stout was, wat bietjie alkohol misbruik het en substances gebruik het, maar dit was nie in die orde van die dag. Ja. Nou is 'n perd van 'n ander kleur. Elke tweede kind is met die ding geëet. Ja. So, wanneer ons kyk na Sint Helena by Rugby Club vandag, wat inspireer u nog steeds oor hierdie klub? Ja, ek is bly vir ouens soos met Kloete, met Knappie Williams, wat hierdie legacy en dan ouens soos Ivan, wat as 'n junior hier begin het, wat 'n sterk sienpilaar currently nou in die klub is. Yes. Om te wys dat dis nie my klub nie, dis ons klub. Dis gemeenskapssinne. Raak deel, kom maak jou bydrae. Ons sal bly wees as elke ou uit die gemeenskap uit, al kan jy nie meer speel nie, al kan jy net as toeskouer kom doen en sê ek gaan breek werk. Ja. Ek gaan in die cafeteria werk. Yes. Ek gaan dit doen, ek gaan dat doen. Ek gaan borgers soek. Yes. Want dit is wat ons nou as 'n klub nodig het. Ek kyk byvoorbeeld nou na die mooi fasiliteit wat hier buite is, met baie moontlikhede. Maar daar moet ook nog baie gedoen word. Daar moet baie gedoen word. En as ons regtig rugby wil laat groei, soos wat hy was en groter wil laat raak, dan moet ons regtig skouer aan die wiel. Ons moet eers bymekaar kom. Ons moet eindabou oor rugby. Kom ons vergiet van my eie ek. Yes. En ons praat rugby vir ons kinders, vir ons nageslag. Yes. Sodat ons 'n legacy kan los, want ons het 'n legacy geërf. Ja, definitief. Vir die manne wat voor julle was,
as ons kyk na ons jong spelers en meeste seker nou nie so baie bekend met ons jong spelers veral in die A-span. Nee, ek Wat is 'n jong speler nogal wat vir u uitstaan? Jeffries. In vandag se Kurt Jeffries. Kurt Jeffries. Hy is ook 'n 7. Hy is 'n 7 definitief. Ja. Ongelukkig is hy my klein neef. Dis 'n man is 'n Jose Laity. Sy pa was 'n eister gewees in sy dae. Ons het met hom ook 'n onderhoud gehad. Sy pa was 'n eister in sy dae gewees. Maar hy is een van die ouens wat ek definitief baie kort ophou om te sien. Wanneer raak Boland hom op. Yes. Want dis hoogtyd dat Boland hulle verder moet begin kyk en ons oukies 'n bietjie meer blootstelling gee. As u moet terugkyk, wat se raad sal u vir die jong spelers van vandag gee? Ja, ek sê altyd sport is 'n tool to higher order. As ek sport speel omdat ek dit geniet en omdat ek ander saam met my wil vat vorentoe, gaan ek ver in die lewe kom. Ek sê altyd, if you want to go far, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Yes. So wanneer ons saam beweeg, gaan ons ver in die lewe kom. Maar as ek vinnig wil beweeg, gou wil opgang maak, dan gaan ek alleen vorentoe beweeg, gaan op my eie wees, maar op in 'n mate gaan ek later heeltemal alleen wees en dan gaan ek alleen op die grond val ook. Dan gaan niemand wees om my te help nie. So my boodskap aan die jeug van vandag is, julle het alles wat ons nie gehad het nie. Jy het 'n gym wat jy kan vir jou kondisioneer. Jy het ouens wat agter jou staan. Jy moet net die wilskrag hê en die opoffering. En deursettingsvermoë. Dan gaan jy ver kom. Definitief. En meeste sê ek was die flank gewees, losvoorspelers. Wat sou jy sê, wat is die belangrike werk van 'n losvoorspeler op verdediging en op aanval? As u nou met 'n jong man vandag praat in daai selfde posisie. As jy nommer 1 kyk, moet jy dit wissel van wedstryd tot wedstryd. Dit wissel van wedstryd tot wedstryd. Hang af as jy speel teen 'n span met 'n aanvalspatroon, dan gaan jy sê dat jou flanke gaan wyd jou 8 gaan terugspeel op dekverdediging. Maar as jy met ouens speel wat terugspeel heeltyd, dan gaan al drie gaan vorentoe speel. Al drie gaan vorentoe. So nommer 1 moet jy opsom die oppositie se manier van speel. Ou team weer gaan speel, moet jy 'n bietjie, want ons ken mekaar. Ons speel in dieselfde liga. So as jy die kans kry om te gaan kyk, Vriendelik speel teen Saldanha, dan kyk hulle en kyk spesifiek na die ou team wie jy gaan speel. Want ons het soms tot se afnaweek en dan gaan kyk jy rugby. Jy gaan kyk jy rugby om rugby te kyk, jy gaan kyk die ou team wie jy moet speel. En dan kyk jy wat is die swakheid. Miskien is hy 'n swak verdediger. Miskien het hy nie goeie hande nie. So as jy hom 2 goeie tackles gegee het, dan gaan hy bang wees. So jy gaan kyk na waar kan jy vir hom neutraliseer. Aan die ander kant weer moet jy hom nie wys wat is jou tekortkominge in jou spelpatroon. So jou swak hou jy teen die bors en jy wys vir hulle wat is jou goeie kaart. Ek dink dis iets wat Janie Skippers nog gesê het, jy moet jou opponente vinnig kan opsom. Jy moet kan weet die ouens se spelstyl is so. Hy het 'n bedoelde sidestep. Ek het bijvoorbeeld vanmiddag nou hier gekyk. Daar was so 'n 12 gewees, so in die geel en swart span. Hy trap weerskante toe af, maar hy speel individueel. Hy's 'n goeie center. So jy moet 1 keer aftrap, dat jy die bal weer doen. Jy kan weer omgaan. Weer aan die buitekant weer gaan aftrap as jy wil. Jy moet nie 3, 4, 5 keer aftrap nie en dan tackle hulle vir jou dat jy en dat is aan niemand. En dat is niemand met die bal verder. Meeste nou hierdie naweek speel St. Helena by teen Saldanha hier op die Albatros Park. Nou in jou tyd was daar seker een van die grootste derbies soos jy vroeër genoem het. Nou, wie was van die geharde manne in jou tyd? En wat maak hierdie wedstryd St. Helena by teen Saldanha so spesiaal? As jy na die Lokstene gaan kyk nou, lê ons 4de.
Ons het 'n Kaiminent, sal dan net een wedstryd meer as ons gespeel. Ons moet hierdie wedstryd. So hier ene moet laat geld. Ons moet hierdie wedstryd wen. Dat ons weer terug kan, ons het lekker mooi eerste gelê, maar ek het geweet, ons gaan nie lang eerste lê nie, omdat ons het 'n wedstryd verloor. Terwyl die ou wat Dobole het nog glad nie verloor nie. Ja. En nog Pella. Pella, ja. En dis wat ek vir Williams gesê het. Wanneer jy in 'n span speel wat hy is 'n patroonspel speel nie. Hy speel net los, hulle het vinnige ouens. Hulle het so dan ons wat struktuur speel. Ons moet ons strukture handhaaf in alle tye. Ons moet nie laat uitrafel nie. En dit is wat teen Pella gebeur het. Dis waar ons gely gekry het. Want hulle 3 vinnige drieë gedruk het. Ons het voorgeloop by wedstryd. Maar ons het 'n wedstryd gely. Omdat ons nie ons kop op ons skouers gehou het. Ons het die ouens onderskat. En ek weet die tweede wedstryd wat ons gaan speel, gaan die manne weet ons is reg vir Pella. Pella gaan pak kry. Saldanha, hulle is in vir 'n groot ry. Ons het gesien hoe hulle nou in die Easter tournament gespeel. Saldanha kan gewen word. Saldanha kan enige tyd, hy kan met sy volspan kan hy speel. Sint-Helena het die skiet goed, het die spelers om Saldanha enige plek by die huis of weg te wen. Ons moet net in ons strukture bly. Ons moet ons kop op die grond hou. Ons moet nie laat, want daar gaan 1 of 2 ouens wees, wat die span net wil rattle, dan verloor ons kop. En dis waar ons die wedstryd gaan verloor. Solank ons kop bly hou en bly by ons strukture, waarmee ons heeltyd gespeel het, en aan ons groot gewen het, daar is ons wat ons gaan wen. Dis nou die raad van 'n groot legende. Meeste om af te sluit, ons het nou al 'n paar wedstryde in hierdie seisoen. Meeste gaan terug na Namibië toe, en mag jy veilig wees en op die pad. Maar wat sou u wense wees vir St-Helena Bay, vir die bestuur, vir die afrigterspan, vir die spelers en ons getroue ondersteuners vir 2025? Ja, ons was ongelukkig verlede jaar gewees. Miskien deels ons eie fout. Ons het onsself in die voet geskiet. Ons het seker wedstryde laat gly. Maar ek wil vir die eerste die bestuur sê, baie dankie vir wat julle tot dusver gedoen het. Ek lei selfs ou julle mooi vas met klote, meneer Williams. Ouens, u self. Kom ons bly as 'n komitee by mekaar. Ons praat altyd met mekaar. Ons praat nie van mekaar. Ons praat altyd met mekaar. Om te sê, ouens, hierso en hierso is toch nie reg nie. Kom ons maak hierdie ding reg. Want as ons praat, kan hy reg gemaak word. As ons van mekaar praat, kan hy groter word. Vir die spelers wil ek sê, ouens, support die executive. Dus ouens wat iets doen, waarvoor hy nie betaal word nie. Dis ondankbare werk, ek weet. Ek was daar gewees. Jy gaan klippe kry, maar moet nie klippe gooi nie. Wees altyd trots om die albatros trui te dra. Dis ons lewe. En as jy oor die kop getrek het, is dit nie meer jy, dan is jy 'n albatros. Onthou, albatros het 'n 6 meter vlerkspan. Dan moet jy kan sweef, ons moet kan sweef oor Saldanha Bay. Maar eers moet ons op die grond hard ingaan, het kliphard van 'n voorvas maak en hy bal agteruit stuur, die manne wat die werk kan doen, wat die spoed het. Ondersteuners, geen klip kan bestaan sonder supporters. Julle is die hart en die siel. Ek is bly dat al die ou history nog steeds leef en voortleef tot nou toe. En dis my wense en my droom, dat even as ek oor 'n paar jaar weer terugkom, dis my droom om permanent terug te kom. Ek en Williams het daaroor gesels, die impak wat die rol wat ek wil kom speel in die klippe. Wat ek wil van ander kant wil terugbring hierdie kant toe. Maar ek sal dit net kan doen as ons die support van mekaar het. So daar moet supporters wees. Ons is gelukkig om boodskappe te hê, maar die boodskap is nog nie groot genoeg nie. So as daar ouens in sekere posisies is, gesels met die klipbestuur, gebruik hulle en vra vir hulle, hoe gaan ons te werk om 'n ordentlike boodskapbrief voor te lê. Want ek het gesê, die dag van
walking billboards wees slaan kan verby. Ja, ja. 'n Company wat my 'n trui gee of 'n T-shirt gee om te sê my naam is daarop, dis nie 'n bordskap. Ja, dis nie. That's a walking billboard. Ja. So ek gee vir hom eintlik bemarking vry en verniet. Ja, So as hy nie kan 100 of 200 of 500,000 neersit nie, sodat die Albatros se aanspat hy trui kan dra nie, dan is hy nie goed genoeg op genoem. Ja, ja. So ons moet groter begin dink. Ons moet ophou en ding wat sê as ek 'n 10,000 gekry het, moet ek dankie sê. Ja, ja. No, we are past that stage. Ons moet regtig groter begin dink want as ons kyk wat kos dit om 'n stadium hier op te sit. As ons kan sê elke company kom sit 'n advertensiebord op, jy betaal R100,000 'n jaar. Yes, yes. So as jy 20 van hulle het, dan net wat jy geld al reeds wat jy elke jaar gaan in. Ja, ja. So dit is waar jy ons koppe moet begin met. Ons moet met groot companies begin praat en sê man, raak betrokke. As jy Sandrine Bay op jou naam kan sit, dan gaan jy gaan goed bemark. Ja, Jy ja. gaan goed bemark. So, Ja, ja. dit is 'n company om in te belê. Of 'n klip om in te belê. So ek wil hê kom ons bly by mekaar. Ons staan by mekaar. Dis jou tripod. Jou speler, jou gemeenskap, bestuur en die toeskouers. Dis een pot. En as ons soos in die ou tyd en nou kan voortgaan tot in 20 wat ook al of 30 wat ook al, dat die almal wat nou sit, as ons ou mense is, moet ons daar op die stadium kan sit en sê man, I've started that and they finish it well. Ja, ja. They finish it well. Ja, ja. So dit is die legacy wat daar gebou moet word. Yes, yes. Dit is my wens. Yes. So ondersteuners van St. Helena Bay, dit is die onderhoud met 'n legende van die klub, meneer Solomon Solidyker. Harde feite wat die man na vore bring. Nou eerskomende Saterdag speel ons teen Saldanha Bay, dis Saldanha Bay teen St. Helena Bay. En wie is die lekkerste Bay? So Saterdag, kom trek julle supporterklere aan, kom stiek uit, sodat ons die boetjies kan energie gee om daar die wedstryd vir ons deur te. Ons weet dit gaan 'n thriller wees, dis altyd kliphard, maar ons kan vanaand sê, St. Helena Bay koop nie sag nie. So ons sê baie dankie aan meneer Solidyker. U gaan terug na Namibië toe, ons wens u 'n veilige rit terug. En soos u gesê het, u sal hier kom aftree. So baie dankie. Baie dankie Johan. Dit is altyd 'n voorreg om Albatros te wees. Ja, Altyd 'n voorreg. Baie dankie. Van my Johan Witbooi, die kameraman, Jawandre Witbooi, tot 'n volgende keer.